Welkom terug. Die 2023-2024 mielieproduksieseisoen wat ooreenstem met die 2024-2025 bemarkingsjaar was uitdagend na 'n midsomerdroogte tussen Februarie en Maart verlede jaar wat gelei het tot swak oeste reg oor Suider-Afrika. Hierdie jaar lyk die prentjie heelwat anders. Maar wat is die verwagte impak op graanpryse vir hierdie bemarkingsjaar? Ek gesels met Dr. Tobias Doyer, hoofuitvoerende beampte van Graan SA. Tobias, baie dankie dat jy by ons aangesluit het. My vraag aan jou, ek wil begin met die reën wat ons in die noordelike dele van die land die afgelope paar weke gehad het. Dit het 'n massiewe impak gehad op die potensiële mielieoes en die gemoed van die boere. Wat is jou opinie? Ja, dit was nou dit was 'n noue ontkoming geweest. Ek het met boere begin gesels so rukkie gelede en hulle het gesê hier's groot moeilikheid op pad, veral daar van Schweizer Migdol se kant af. Hulle het laas middel Desember reën gesien en is nou 2 maande wat hulle omtrent niks reën gekry het nie en hulle oeste was diep in die moeilikheid en die ouens begin sê week 2 weke 20, 30, 40% skade op hulle oes en net betyds het daai reën gekom en baie daarvan. So ons is amper in 'n hele ander situasie as 'n week gelede. En dis presies die teenoorgestelde van verlede jaar, nee. Kyk, ja, verlede jaar 6 Januarie het dit net ophou reën. So ons het weer daai spooke gesien. En ja, ongelukkig het ouens Noordwes, Lichtenburg, Sannieshof se wêreld 6 Januarie was die laaste reën wat hulle gesien het vir die hele seisoen. So hierdie seisoen het bietjie anders begin. Hy het vroeg weggespring. Klomp ouens het begin plant en toe hou dit op reën. Toe kry ons weer 'n klomp reën hierso laat mid-November tot mid-Desember en toe hou dit weer heeltemal op. En toe ewe skielik nou hierdie reën wat heeltemal die situasie verander. So ek dink waar ons totaal nou inpas is die oeskatting is nou môre. So die groot vraag is wat gaan gebeur as die ding donderdag uitkom? Ons het 'n bo-gemiddelde oes nodig om genoeg witmielies te hê vir ons eie verbruik. Ons weet eintlik ons sal bietjie moet geel mielies invoer, maar die groot vraag is wat is die kwantum? Hoe ver gaan ons hierdie bo-gemiddelde oes wat ons nodig het, gaan ons op of af wees? Dis nou die groot vraag. En dit gaan baie afhang van donderdag se oeskatting in terme van wat die prys gaan doen. Ja, die pryse gaan nou reageer op daai oeskatting. Ek dink natuurlik die markte werk goed en daar's 'n redelike gevoel waarheen dit gaan, maar op hierdie stadium weet ons nie regtig waar staan ons nie. Ek dink die witmielies is die groot vraag. Gaan ons met invoer of nie? En dit gaan die pryse laat reageer in een of ander rigting. Kyk, dis bitter moeilik om te weet waar staan die oes nou en elke boer is nou besig om te kyk na sy eie omstandighede. Dit word nou ingevoer en dan gaan ons die hele prentjie kan sien. So ou kan nou sê daar's ouens Wesselsbron, Bultfontein, daai oes is eintlik weg. Die Weste het natuurlik 'n groot vraag. Hulle het nou goeie reëns gekry. Dit hang af op watter stadium van volwassenheid het die spesifieke boere het hulle daai reën gekry. In die ooste weet ons die soeibone sukkel so 'n bietjie. Hulle maak nie lekker met so 'n seisoen wat op en af nie. Maar die mielies dink ek se kop sal nou deur wees. Hulle het lekker reën gekry hier op die Kopset stadiums. Tobias, julle as Graan SA is sekerlik een van die mees suksesvolle en prominente landbouorganisasies met 'n magdom lede oor die land. Julle opinie of boodskap aan julle lede oor die hele debat rondom die onteiening wetgewing. Wat is dit? Ek dink ja, die eerste ding is dit word bietjie emosioneel. Ons staan vas. Eiendomsreg is die fondasie van 'n vrye mark-ekonomie en ons moet ons bes doen alles wat ons gee om daai vrye eiendomsreg te beskerm. Maar nou kom 'n mens met hierdie vreeslike debatte. Wat is werklik waar die situasie? Want elke boer moet nou besluite neem op sy plaas. So die ding kom na 'n klompie jare aan. Daar was groot debatte gewees 6, 7 jaar gelede. Klomp goeters is gedoen en nou uiteindelik het die wet uitgekom. Maar wat is nou, hoe moet 'n boer daarop reageer? En nou is dit 'n groot media besigheid, almal het baie te sê daaroor, maar wat gebeur werklik is eintlik die tree wat 'n ou moet teruggee. So kyk bietjie wat sê ouens soos Theo Boshoff en die ouens van Agri SA, watter plekke en goeders is in plek gesit om seker te maak dat ons eiendomsreg kan beskerm.
En wat is die feite? Wat het die banke gedoen byvoorbeeld? Hulle sit ook met 'n massiewe blootstelling aan die prys van grond en as daar nou 0 vergoeding is, dan is hulle balansstate in gevaar. Ek weet nie, jy is meer in daai markte betrokke, het hulle geroer. Bankaandele het nog glad nie gereageer hierop nie. Daar's ook, sover ek weet, het geen bank se kredietkomitee enigstens gewysig aan sy proses of prosedures nie. So vanuit die finansiële sektor, vanuit die banksektor wat met die verbande sit, was daar geen reaksie nie. Ja. En dis nou die boere se realiteit. Wat se besluite moet jy neem? Waar die banke daardeur gekyk het en ek het ook so 'n bietjie met van die banke gaan gesels. En hulle perspektief is ook, daar's genoeg wigte en teenwigte wat nou ingebou is, dat dit hoogs onwaarskynlik word laat onteiening met 0 vergoeding gaan gebeur. Beteken dit dat ons nou gaan terugsit en sê dis nie 'n probleem nie, allermins dis iets wat ons moet beskerm. So as 'n bedryfsorganisasie, ons gaan natuurlik nou nie self inspring nie. Ons het verskeie affiliasies en nasionale organisasies wat dit gaan dryf, maar ons gaan met intellek en geld gaan ons seker maak dat die ding reg bestuur word. Dit lyk vir my, daar's 2 groot skole. Die een skool is nou die DA wat in 'n hofsaak ingespring het. En dis interessant, ek sien hulle spring ook in waar hulle sê, kom ons maak seker die proses is daar. En dan die ander skool wat sê, kom ons beklei elke stappie van daai proses, maak seker dat dit in die hof reg geïnterpreteer word. So hierdie stryd gaan nog lank duur, maar ek dink die banke is vir ons 'n voorbeeld. Hierdie ding dis 'n probleem, maar die waarskynlikheid is so laag, jy hoef nie jou besigheidsbesluite daaroor te beïnvloed nie. En ek moet sê, dis my grootste bekommernis, is dat ons nou benoude spronge gaan maak in terme van besluite oor jou kapitalisering, grond, hou of verkoop, trekkers, hou of verkoop. Ons is self besig om te praat oor landboustrukture, dit, dat en die ander. En is dit nou die tyd om sulke belangrike besluite te neem, gegee die feite stel? Tobias, baie dankie. Ek stem saam. Mense moet fokus op hulle eie besigheid en dit so goed doen as wat hulle kan. Dankie. Dankie Theo. Ja, ons gaan aanhou om hierdie stryd vir eiendomsreg te bly stry. Dit is